Ek wil vandag vir ons 2 gedeeltes uit Markus 8 voorhou. Ek glo dat hierdie gedeeltes uit Markus vandag nog net so van toepassing is, as wat dit op daardie stadium was. Markus 8 vers 29 lees, maar julle, vra hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Hoeveel mense vandag se samelewing weet nog steeds nie wie Jesus regtig is nie. En dit wat hulle weet, het hulle van ander mense gehoor. Van mense wie se kennis van Jesus dalk self net so beperk of self minder is as hulle eie. Jy sien, dis belangrik dat ons nie ons kennis van Jesus grond op wat ons van ander mense hoor. Dis nodig dat ons die woord bestudeer, dat ons in 'n lewende verhouding met Jesus kom, dat ons hom eerstens in ons eie lewens sal ervaar. Dat ons hom sal aanbid en onsself aan hom toewy, dat ons sy ware status as Messias, die ware seun van God sal aanvaar en deur die geloof wat in ons gewerk word verlossing kan kry. Om te hoor dat ander sê oor hom, sonder dat ons eerstens kennis van hom het en in 'n verhouding met hom staan, kan baie gevaarlik wees. Hier is dan ook menigmal die rede waarom mense so maklik val vir die stories van valse profete. 'n gebrek aan kennis en verdraaide feite. Die tweede gedeelte waarna ons kyk, vind ons in Markus 8 vers 34 tot 35. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Hierdie is die gedeelte wat baie mense bang maak om Christus te volg. Ons het in die hedendaagse lewe so belangrik vir onsself geword dat ons bloot eenvoudig net nie kans sien om van ons status en van die eie ek afstand te doen, om in 'n lewe in die teenwoordigheid van Christus te leef. Ons voel dat dit daarom bietjie baie gevra is, want ons leef ons net een keer, en wat ek bereik gedurende hierdie lewe is vir my belangrik. Hoe gaan 'n lewe sonder enige pret en plesier nou wees? Hoe gaan dit voel om elke dag 'n lewe te lei wat vaal en boring is? Jy sien, hierdie is presies die onkunde waarvan ek aan die begin gepraat het. Omdat ons ons ore uitleen vir ander en self 'n gebrek aan kennis het, interpreteer ons die skrif op 'n wyse wat aan ons menslikheid en gebrek aan kennis gekoppel is. Hierdie gedeelte beteken nie dat ons 'n lewe van pyn en lyding moet lei ter wille van Christus. Nee, hy wil juis hê dat ons gelukkig moet wees en plesier ervaar. Net nie die plesier en geluk wat in hierdie sondige wêreld te vind is nie. Al wat Christus van ons verwag, is dat ons hom met oorgawe sal volg, dat ons vreugde sal vind in sy teenwoordigheid, dat ons die moed sal hê wat dit verg om hom elke oomblik van die lewe te volg en sy wil te doen. Jy sien, die oomblik wat jy Christus eerstens ervaar en in sy teenwoordigheid inkom en daarin bly, sal jy ware vreugde ervaar. 'n vreugde in Jesus Christus. 'n vreugde wat van binne en in jou na buite uitborrel en nie die oppervlakkige vreugde en plesiere wat die wêreld bied nie. Bestudeer die woord van God. Verbreed jou kennis oor die Messias, Jesus Christus, die ware seun van God, en ervaar die vreugde en blydskap wat hiermee gepaard gaan eerstaan. Moenie jouself toelaat om weens 'n gebrek aan kennis die wêreldse plesiere wat hierdie kort aardse lewe bied, te geniet, en sodoende die vreugde en plesier wat jy in Christus Jesus vind en die ewige lewe misloop nie. Onthou, as Christen mag jy plesier en vreugde op aarde ook ervaar. Stel net Christus bo jouself. Jy sal ervaar dat met Christus in jou lewe dit net 'n ander tipe van vreugde en geluk sal wees.